Goeiemôre almal, Woensdagoggend. Vandag is dit die 17de Desember die jaar 2025, se lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwe. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die nagmaal. Die Jode vier Pasga. Dit ter herinnering aan die Israeliete se uittog uit Egipte, toe die Israeliete 'n lam se bloed aan hulle deurkosyne moes gesmeer het. Die doodsengel het by elke huis waar die bloed nie aan was nie, die eersgeborenes laat sterf. Jesus vier die fees saam met sy disippels en hy verander die betekenis van die ongesuurde brood en wyn en hy sê, dit is my liggaam, dit is my bloed. Maar kom ons gaan lees in God se woord oor hierdie gebeurtenis. Die eerste gedeelte gaan daar in Markus 14, hier vanaf verse 12 tot 26, die laaste Pasga, die heilige nagmaal. En op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom, waar wil u hê, moet ons klaarmaak, dat u die Pasga kan eet? En hy stuur 2 van sy disippels en hy sê vir hulle, gaan na die stad toe, en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom, volg hom. En waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, die meester laat weet, waar is die kamer, waar ek met my disippels die Pasga kan eet? En hy sal julle 'n groot boefretrek wys, in gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak. En sy disippels het gegaan en in 'n stad gekom en dit gevind soos wat hy gesê het. En hulle het die Pasga toeberei. En toe dit aand geword het, het hy met sy 12, en terwyl hulle aan die tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Toe het hulle beginne bedroef word, en een vir een aan hom gesê, is dit miskien ek? En 'n ander een, is dit miskien ek? En hy antwoord en sê vir hulle, dit is die een van die 12, wat saam met my sy hand in die skottel sal insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrywe word, maar wee die man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan hulle, en hy sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink, en hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit nie sal drink in die koninkryk van God. En hulle het lofsange gesing, en hulle het uitgegaan na die Olyfberg. My tweede gedeelte en die laaste gedeelte kom hierso uit Johannes 6, en ek wil hier vir ons lees vanaf vers 47 tot 59. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dis die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, dit is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom, soos die lewende Vader my gestuur het. Ek deur die Vader lewe, so hy wat my eet en ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vader die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy aan hulle gesê in die sinagoge, toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U vir ons die nagmaal ingestel het, die heilige nagmaal. Here, dit is so 'n groot sakrament vir ons, Here, om net een met U te kan word, wanneer ons daardie broodjie eet en die wyn drink, Here, dan weet ons dat ons is nou verenig met U.
Here, sodat ons in U wil en weë vir ons lewe kan wandel. Here, baie dankie dat U vir ons U woord gegee het, die lewende woord wat vlees geword het, onder ons kom woon het, sodat ons daagliks in die woord kan wandel, die brood kan eet van die lewe, en daardeur gerig en gestig kan word. Here, mag U elkeen van ons net absoluut in hierdie dag seën, sodat ons net nader en al nader aan U kan beweeg. Ons wil U loof en prys en eer. Halleluja.